Hartlike goeiemôre aan almal. Wat saam met ons na die woord van die Here toe kom. Ons vertrou dat hy vanoggend sy woord aan ons elkeen sal seën. Vanoggend is 'n baie interessante eentjie. Mens leer baie lesse in die lewe deur nuwe dinge te doen. Dinge wat jy nog nie van tevore aangepak het nie, nie noodwendig ervaring van het nie, en eintlik op 'n manier afhanklik is van advies van buite af. Jy kan natuurlik vir jou trots hou en alleen dinge aanpak en dink jy is the man, maar dan draai jy die gevolge van jou trotsheid. En een van die dinge in my lewe is motorfietsry. Ai, gaan ons dan nie. Tannie Wilna, die gaan ons. Maak vas, daai safety belt, die gaan ons. Net nie vir my sê jy gaan weer ry nie. Ja. Die Here stuur honderde engele saam met jou. Ja, nee, ek dink die engele wat op ander plekke moet wees word ook afgevaardig. Asseblief, daar klim my op die rooi skooter, asseblief, gaan net saam met hom. Maar een van die beginsels in motorfietsry wat ook in fietsry voorkom en wat ook in motorbestuur voorkom, maar tot 'n groter mate in motorfietsry is 'n Engelse beginsel wat hulle noem target fixation. Target fixation. Nou, ek gaan vir jou die Afrikaanse definisie lees van dit. Teikenfiksasie is heeltemal vir my vrou se na haar kop skud. Is dit alliterasie of wat noem mense dit? Anglisisme. Ja. Anglisisme. Maar target fixation, teikenfiksasie, ek lees die definisie vir jou en dan gaan ons daaroor praat. Is wanneer 'n motorfietsryer so intens op 'n hindernis of 'n gevaar fokus dat hy onbewustelik reguit daarna toe ry. Nee. Dan ons het dit nou weer presies. Dis heeltemal onnodig, Gampie. Gampie, ek was nou op pad na 'n plek toe wat ek jou eer wil besing, maar nou raak dit moeilik. Dis wanneer 'n ryer, 'n motorfietsryer of 'n fietsryer, mekaar ook, maar luister mooi, so intens op 'n hindernis of 'n gevaar fokus langs die pad, dat hy onbewustelik reguit soontoe ry. Verduidelik dit vir my. Geld nie net vir 'n motorfiets nie. Geld vir persone wat oor 'n mat struikel. Oor 'n mat struikel. Ja, So jy sien die hobbeltjie in die mat, jy fokus daarop. Ja, maar dan is dit nie target fixation nie. Want target fixation gaan oor die feit dat jy daarna kyk en dan gaan jy reguit so toe. Liesel, dit tel vir mense wat kan reverse, nie vir jou nie. Dit is lekker dat julle saam praat, maar kom ons kry die fokus. Die motorfiets gaan waar jy kyk. Hoekom? Verduidelik vir my die sielkunde agter dit. Want daar's beide sielkunde en as natuurwetenskap albei vasgevang in hierdie ding. Ons het dit op Stellenbosch gedoen. Hier kom ons. Hier kom dit. Ja. Asseblief dames en here, vergewe gou die volgende statement. Ja. Ek het niks verder te sê. O, okay. Nee, goed. Ja. Want die oomblik as Stellenbosch in die prentjie kom, dan is dit heeltemal van die pad af. Okay, ons bly, dames en here, ons bly by 'n motorfiets en 'n fiets en 'n kar vandag. Dit is die fokus. en Rosenwil. Rosenwil kan 'n rol speel, maar solank dit by 'n motorfiets in my geval bly, right. So, kom ons vat 'n voorbeeld. Jy ry met die motorfiets. Okay? Daar is sand voor jou. Jy besef vir jouself, sand. Vrees skop in. Al wat jy vir jouself sê is moenie val nie. Voor jy daar kom sê jy vir jouself moenie val nie.
Alles raak styf, stokstyf, in plaas van dat jy ontspanne is. Alright? Nou, die oomblik as jy gespanne raak, stuur jy baie moeiliker. Jy sal dit nie glo nie, maar dit help jy lok die stuurwiel nie. Jy moet die motorfiets toelaat om te kan beweeg in die losgrond en jy beweeg saam met hom. Dit is baie beter as jy los is, maar nou is daar nie net sand hier. Daar is diep getrapte spore in die sand. Wat beteken? Of jy moet in die dongaatjie afry aan die ander kant uit, of jy moet op die spoor links van die voortjie ry. Maar jy kan nie in die een ry en dan uitklim of boop en dan af nie. Albei is groot moeilikheid. Wat beteken, jou voorwiel draai skuins en hy krink en jy slaat neer. So waar kyk jou oë? As jy nog 'n onbekende, onervare, splinternuwe motorfietsryer is. Jy sien die gevaar. Jy sien die hindernis. As jy om 'n draai gaan met 'n motorfiets, moet jou spoed en alles reg wees en jou oë is veronderstel om te draai. Kyk 'n bietjie as jy MotoGP en die goeters kyk. Ek is nie mal daaroor nie, maar in die deesdae kyk ek 'n bietjie om net te kyk wat die ouens se skillsets is. As daai ouens hulle foto's van hulle neem in 'n draai, sy oë is nie hierdie, sy kop is al daar. As hy sy motorfiets lê, dan sy kop al daar, sy links draai, sy kop daar, sy motorfiets is nog hier, maar hy kyk al daar. Hoekom? Hy kyk waarheen hy wil gaan. Hy sit sy oë nie op die draai nie, hy sit sy oë op die laaste punt van die draai, want dis waar hy wil uitkom. En die natuurwetenskap saam met die sielkunde is die volgende. Die Here het ons liggame so gemaak, maar dis amazing om dit te ontdek. Daar waar jou oë kyk, dis waarheen jou liggaam gaan. En die interessante ding is, as jou hande op 'n stuurwiel is, van 'n motorfiets of 'n fiets, as jy daar kyk, outomaties begin jou brein die opdrag vir jou liggaam gee, is sê, begin die aksie om uit te kom daar waar jy kyk. En natuurlik begin dit beweeg. En jou hele momentum van jou liggaam skuif. Jou balans wat senter is, begin skuif. En die oomblik as jy op 'n motorfiets is of op 'n fiets, daar waar jy die gewig plaas op beide jou pedal as jy ry met 'n fiets of 'n motorfiets as jy op die pegs trap, waarop jy die voetpegs trap. As jy die oomblik as jy jou gewig skuif na daai kant toe, dan begin die fiets draai. Of jy aan die stuurwiel raak of nie is irrelevant. Jy kan regop staan, jy kan net 'n bietjie jou gewig skuif en die fiets begin draai. Baie ouens wat Dakar ry, gebruik glad nie hulle stuurwiel nie. Hulle gebruik net hulle pegs. Hulle stuur die hele motorfiets net met die gewig wat geplaas word. Nou kom ons draai die ding om. As dit die antwoord is, wat is die probleem? Die oomblik as jy na die gevaar kyk, nê, hier by jou. En ek sal nou my mentor se naam in hierdie saak vir julle met julle deel, want dit is 'n ou wat baie geld vra oor naweke om motorfietslesse aan te bied. Maar ek het hom met 'n braaivleisie getreat die naweek, so hy het dit vir my verniet gedoen. As jy hier kyk by jou, as jy by die probleem kom, raai wat gebeur? Jou hele momentum skuif om te kyk na die probleem. Die oomblik as jou momentum skuif, beweeg jou gewig oor na die kant van jou fiets toe, wat beteken jy stuur jou fiets reguit na die probleem toe. Hoe meer jy vir jouself sê ek moenie, hoe meer gaan jou gewig, want jy kyk hier, jy gaan meer so toe. In plaas van om net om regop te hou, fokus kop op te lig en te kyk waar wil ek wees. Nie waar wil ek nie wees nie, waar wil ek wees? En oomblik as jy jou kop oplig en jy sien reeds die eindpunt, daar stop die sand, daar begin die hardpad weer en daar's hy. Weet julle hoe maklik is dit op 'n teerpad? Op 'n teerpad is daar geen probleem nie. So wanneer ek op 'n teerpad ry, dan moet daar oral hierdie pyltjies wat jy jou goed wys. Dan sê ek vir myself, ek wil die punt van die pyltjie. Daar's 4 pyltjies in die pad, ek wil die punt van die geverte pyltjies elke keer raak ry. Dis die eenvoudigste ding onder die son, want jy sien die eerste en jy sien 4 van hulle en jy kyk na die 4de een en jy ry reguit oor hulle almal. Dis nie 'n probleem nie, hoekom nie? Daar's nie 'n gevaar links of regs van hulle nie. Daarom is jou fokus reeds waar dit moet wees, maar die oomblik as daar 'n gevaar kom, byvoorbeeld, jy gaan te vinnig in 'n draai in. En ouens wat te vinnig in 'n draai ingaan, die eerste ding waarna hy kyk, is waar is die probleem? Gaan ek die barrier aan hierdie kant vang?
Moet ek brieks kop? Waar is die kar naaste aan my? Al daai goed gaan deur sy kop, behalwe om te kyk, hoe moet ek korrigeer? Waar is my oplossing? Dit is die interessantste ding om te leer, want jou kop wil dit nie hoor in die begin nie. Alles in jou wil net die gevaar vermy, sonder om te kyk na die oplossing. Dit is die weerste ding. Jy wil daai ding mis, maar al wat gebeur is jy ry hom raak. Want jou fokus is op die target. Jy is so gefokus dat jou hele liggaam reageer op wat jy sien. Ons kan net hier stop en ek kan vir jou sê, wat hoor jy? Ons hoef nie enigstens verder te lees, ek hoef nie vir jou voorbeelde te lees, ek hoef nie eens vir jou te sê dat vrees inskop as jy 'n probleem sien. Die oomblik as jy 'n probleem sien, dan skop vrees in. En die sielkunde sê, die oomblik as jy, ek sê nou sielkunde, maar dit kan natuurwetenskap saam met dit ook wees, sê, dat die oomblik, ek lees vir jou die navorsing, nee, dis nie wat ek opmaak nie, is jou oë vries op die gevaar, jou brein verloor fokus oor enige vorm van ontsnaproete, en jou hande volg waarin jy kyk. Dis net die navorsing. Want al wat jy sien, is die probleem. En nadat ek neergeskryf op my hand, Romeine 7 vers 15, want ek vergeet altyd om tekste aan te haal, ek weet wat dit is, maar ek vergeet waar dit staan. Is dit nie wat Paulus sê nie? Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek weet, ek moet doen, dit doen ek nie. Hoekom? Want my fokus is verkeerd. Ek wil so net nie val nie dat ek val. Ek wil so net nie oor die klip ry nie dat ek oor die klip ry. Ek wil so net nie binne in die garage agter vasry nie, maar dat doen ek dit. Ek wil so net nie verder sukkel met hierdie sonde in my lewe nie, dat ek aanhou sukkel met hom. Ek wil so net nie my meer verloor nie, dat ek al hoe meer my meer verloor. Ek wil so net nie lig geraak wees oor elke ou dingetjie wat iemand vir my sê nie, dat ek al hoe meer opvleend is en verdedigend is vir elke ou dingetjie wat iemand vir my sê. Want my fokus bly die probleem. My mentor ry saam met my bike mentor. En hy sê vir my, jy kyk na die probleem. Hy lig op jou kop, daarvoor. Right, so ek maak myself nou weer broos, dan die Wilna, jy het nie jou opinie hier, hoor, ongelukkig nie. So, ons is die naweek plaas toe, en die riviere het verspoel. So daar is 3 plekke wat ons deur die riviere moet gaan wat verspoel het. En al 3 plekke het hulle detours gemaak. Luister na jou woord, né? Detour. Die plaasouens het detours gemaak, want die riviere het so erg verspoel, dat hulle kan dit nie met trekkers regmaak nie. Daar moet bulldozers ingebring word, om daai plekke op te vul. Dit is so, dat 101 mm in Calvinia se berge geval, dit is ongekend vir ons. So daai riviere het almal oor hulle walle afgekom, dis verskriklik. So, maar die plaasboere moet aangaan, so hulle maak vir hulle detours, maar daai detours is uitgetrapte sand, met diep vore. En jy het letterlik, hoe breed is 'n bakkie se tyre? 25 cm, kom ons sê 25 cm max, het jy om in te bly. So in plaas van die teerpad wat wyd is, maar jy ry oor so 'n pyltjie wat maklik is, het jy 'n baie groter spasie, jy het 25 cm in te bly, maar jy is so bewus van die gevaar. Nou staan jy regop, om beter beheer oor die fiets te hê, en jy moet hom nou hierdie paadjie afstuur. En jou liggaam is vol spanning, want asseblief moet net nie val nie. En ons is deur die eerste driffie,
Heel fyn, toe ek aan die kant uitklim, toe slaan ons daai patch sand. Daai dik spoor. En ek is heel fyn op die linkerkant, en die volgende oomblik, toe sien ek hierdie wal in my kop draai. En die goeters het gaan by alles op video, so ons kan agterna, kon ons baie mooi daarna kyk, want hy het een van hierdie GoPro goedjies op sy helmet, so jy kan presies sien, jy kan eintlik sien, hoe tilt hy fiets, soos my gewig skuif om na die probleem te kyk. Stadig man, af van die randjie af, binne in die voorwielietjie krink, klips, daar lê boutjie. Halle, fietsie se agterwielietjie draai nog, stadig. Gampie stop langs my, tel die fiets op, ek sê vir hom, ek verkoop hierdie fiets maandag. Halleluja. Want ek kan net die bike ry nie. Ek kan net die bike ry nie. Ek is net eenvoudig nie goed genoeg. Kyk gou, wat skop in na dit. Nadat jy oorgekom het wat jy nie wou oorkom nie, dan skop die volgende sielkundige probleem in. En die vyand love dit. Want jy gaan van vrees oor in moedeloosheid. Ek kan nie dit doen, ek kan nie. Ek het mos jou gesê jy kan nie. Hoekom probeer jy nog? Hierdie ding gaan nog jou dood veroorsaak. Want jy is te sleg om dit te kan doen. Teerpadry kan enige aap doen. Grondpadry en moeilike sandegoeders, dis die uitdaging, maar jy moet dit kan handle. Maar my mentor het nie gefokus op die val nie. Hy het my vir 'n tydjie gelos, wat goed was. Jy moet my net vir 'n tydjie los. Jy die fiets op, stof af, handlebars was bietjie los, draai hulle gou vas, haal die toeltjies uit, maak gou die handlebars bietjie vas. Right, kom, cowboy, op, klim, salom. Toe is ons nou maar een van die 3 deur. Eintlik nie eers een, ja, ons is toe een deur. Eers eenetjie deur, ons het by die tweede een moeilikheid gekry. Nou lê die grootste moeilikheid nog voor. Dis die detour. Hy lê nog voor. Dan moet jy by 'n wal af, dan net aan die onderkant van die wal maak hy 'n swaaitjie, dan klim hy weer, dan sak hy in die rivier, dan loop hy skuins deur die sand, dan klim jy weer 'n wal uit, dan is jy bo. En ek is ene rattels. Ek is ene rattels. Ek wil nie 'n boodskap vir Heidrie stuur, daai antie, want wil nou nie sê ek het nou alweer geval nie. Nee. Dit is nie 'n val, dit is 'n omval. Ja, dis 'n omval, maar dit tel as 'n val. Kom eens hier bang, jy moet al gewoon dat. Ja. Dit moet nou begin lekker raak, sê oom. Ja. Ai, hierdie gemeentelede van my. Sulke vriende. Ja. Ja. In geval. En ons ry deur daai stukkietjie en ons stoot die fiets uit en ons start en dan gaan ons weer. Nou kom ons by die volgende uitdaging wat ek nou verduidelik het. En ons stop aan die bokant en Gampie sê vir my, "Alright. Hy sê nie, ek gaan my fiets deurry, dan stap ek terug, ek kom vat uit jou fiets en ry ek kom vir jou deur en dan stap jy deur." Nee, hy sê nie dit nie. Hy sê, "Alright. Ek weet jy het nog geval, ek weet jy is nou ongelukkig en alles, maar nou jy gaan nou opkyk. Jy kyk voor jou, jy lig jou kop op, jy kyk na elke plekkie waar jy wil uitkom, kyk jy. Jy kyk nie hier, jy kyk daar. Jy sak jy af, jy staan op jou fiets, jy kyk reguit voor jou en ons is deur daai moeilikheidjie. En toe ek aan die ander kant uitkom, sê hy vir my, "Well done. Jy het opgekyk, well done, jy's deur hom." Baie dikker sand as die vorige stukkie. Is deur hom. Dit het nog nie enige iets weggevat by my nie, want ek was nog steeds ene bewerasies. Nee? Maar dit het baie gehelp. En daai middag was ek nog so bietjie ongelukkig, en nog so bietjie so en so in die aand by die 4. Toe sê ek, okay, ek's fine, ek's oor dit. Want môre moet ek terug. Môre moet ek al daai gevare terug, en ek kan nie bly vashak by die val nie. Ek kan nie bly vashak by die fout nie. Ek kan nie bly vashak by die mislukking nie. So die hele tyd wil ek praat, wil ek hê jy moet dink geestelik. Dink geestelik, want niks in ons lewe gebeur sonder daar geestelike les vir my en jou in is nie. Niks. Die Here laat dit nie toe om te gebeur. Jy is die enigste een wat kan kies om dit nie te sien nie. Want al wat jy vashak is die issue. En dat ek dit nie maak nie.
En toe ek daai aand by die tafel sit, toe sê ek vir hulle, vandat ons weg uit Rawsonville uit, tot voor hy omval, was daar net een liedjie in my kop, die hele dag wat ek gesing het op die bike. Keep your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Die hele pad het ek dit gesing. Hoekom? Hoekom is daar die sang in my hart die hele dag? Is vir die Here wat my voorberei vir wat op pad is, sodat ek kan hoor wat hy sê, sodat ek kan kom deel met julle, sodat die vallei kan hoor, sodat almal wat na die boodskap luister wat kan hoor, waar is jou fokus? Keep your eyes upon Jesus. En die eerste ou wat ek kan dink is Petrus. Dis die eerste ou wat ek kan dink. Here, as dit U is, laat ek uit hierdie boot uitklim. OK Petrus, kom. Kom. Wat sê hy vir hom? Hier staan ek Petrus op die water. Die bonatuurlike ding staan hier. Jy's daar in die gemak. Ek sê vir jou klim uit, maar jy moet op my fokus. Wat doen Petrus op sy bike? Hy ry 'n entjie in die sand. Fokus op Jesus, op die presiese regte oplossing. Hy sien dit. Alles gaan goed. Yes. Die volgende oomblik sien hy ry dikspore. Die volgende oomblik sien hy die water. Hy sien die wind. Hy sien die golwe. Hy besef in sy brein 1 + 1 maak nie sin nie. Jy kan nie op water loop, jy's 'n mens. Sy fokus skuif reguit na die probleem toe. Target fixation gebeur met Petrus. Dis in die Bybel. Sy fokus raak so sy hindernis, dat al wil hy nie so toe gaan nie, is dit presies wat gebeur. Hy gaan al hoe meer in die probleem in. Wat gebeur met Petrus? Hy val, hy sink. Maar wie's by hom? Sy mentor. Hoe gaan P help my bike op te lig? Skud die sandjies af, haal krap uit hierso, kyk of alles reg is. Nee, die ou is nog fyn. Mentor sê dis okay. Dis my hand. Kom. Jesus sê vir hom, dis alright Petrus, ek is hier. By jou. Maar het jy nou geleer? Oogies op my. Nie op die hindernis, nie op my. Want daar gaan tye kom in jou lewe, dat ek vir jou gaan opdragte gee, wat reg in die middel van hindernisse moet deurgaan. Dit is 'n hindernisbaan waarin ek en jy stap in hierdie lewe. En hierdie lewe gaan nie vir ons maklik wees nie, geliefdes. Nêrens in die Bybel staan daar dat Jesus sê, as jy my volg, is jou lewe vry van enige hindernisse nie. Nêrens staan dit nie. Inteendeel, hy sê vir sy disippels wat? Ek stuur julle uit soos skape tussen die wolwe. Hy sê, in hierdie lewe, Matteus 16, in hierdie lewe gaan julle vervolging hê. Ek is vervolg voor julle, hulle gaan julle ook vervolg. Maar hou goeie moed. Ek het reeds vir julle gewys hoe lyk die pad deur die hindernisse. Hou goeie moed. Ek het hierdie wêreld klaar oorwin. Ek het klaar vir jou daardeur gestap. Klaar. Ek het klaar vir jou die pad gestap. Die sandpatches, die klipperige pad, die hoogtes, die steiltes, die bergpasse van 'n motorfietsryer se lewe is die hindernisse. Van 'n fietsryer se lewe is die hindernisse. Huwelike, siekte, finansiële uitdagings, storms, krisisse, verhoudings is die hindernisse van ons aardse lewe.
En as ons nie nou gaan leer om ons fokus te skuif na Jesus toe nie. Draai jou kop in die issue, draai hom na Christus toe. Draai hom, jy sien daai probleem, jy moet jouself dit fisies leer, dis iets wat ek nie as 'n motorfietsryer teoreties kan doen nie. Jy moet hom teoreties verstaan om hom prakties te kan uitvoer, ja. Maar jy kan nie teoreties deur sand ry nie. Jy moet prakties daardeur gaan. Jy moet op dink, die woord is ons handleiding wat vir ons gegee is. Ons moet dit bedink, oordink, dag en nag bepeins dit, sodat al die teoretiese goed wat hierin staan, deur die Gees van die Here in die binnekant vir ons praktiese advies kan word wanneer ons in die hindernis ingaan. Dan sê ons, ek sien jou, maar ek draai my kop weg. Ek is nie oblivious, wat is die Afrikaanse woord? Onverskillig, onverantwoordelik, ek is nie, ja, maar daar is 'n spesifieke Afrikaanse woord, ek sal nou opkom. Dis nie asof ek dit doelbewus wil miskyk of ignoreer nie. Jy kry mense wat in hulle geloof so charismaties, hulle sê, nee man, ek blaas my 3 sakdoeke vol snot op 'n dag, maar ek is nie siek nie. Verstaan jy? Ek is siek, maar ek vertrou die Here om my deur te kry. So dit help nie, ek sê die hindernis is nie daar nie, boef, daar lê jy, o gats, nou wat nou nie. Die hindernisse is daar. Maar ek moet leer om op te kyk na hom. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp dan kom? Ek kyk waantoe? Af na die berg? Nee, op na die berge. Al gaan op deur 'n vallei van doodskade weer. Ek gaan hulle nou trou met mekaar. Al stap ek ook hier onder deur die vallei van doodskade weer sand met diep spore. Met groot gevare aan my linker en aan my regterkant sê Dawid. Al val hier 1000 aan my linkerkant en 10.000 aan my regterkant. Alles is gevare, alles is hindernisse. Is my target fixation nie die probleem nie. Ek lig my oë op en ek kyk na die Here en ek sê, ek vra nie net die vraag, waar sal my hulp vandaan kom nie, ek het ook die antwoord, my hulp kom van die Here. Koppie op, sê Gampie vir my, lig hom op, hou op afkyk. En ek het met hom gestry, toe sê nee, kom ons kyk die videoetjie weer. Jy het afgekyk, daar kan jy sien, hoe gaan jy in die sloot in. En die volgende dag toe ons moet terugry, toe stop ons voor die eerste uitdaging. Nou is nou in reverse. So die laaste een raak toe mos nou die eerste een. En ek sê vir hom, okay, los my gou vir 'n oomblik hierso. Ry jy. Ry, gaan deur. Ek gaan nou net my asem skep. Net gou bid. Net sê, Here, nee, ek bid al van die huis af toe. Moenie worry nie. Maar daar moet nou 'n praktiese uitvoering wees van die teoretiese kennis. Wanneer die woord nie prakties raak in jou lewe nie, my geliefde, wat is dit dan? Dis 'n boek. Biblical instructions before leaving earth. Basic instructions before leaving earth. Hoe jy dit ook al wil sê, dit is nie 'n teoretiese boek nie. Dis 'n teoretiese boek wat prakties uitvoerbaar is in jou lewe. Deur die Gees, omdat die woord is homself lewend en kragtig. Dis nie 'n handboek waaroor jy eksamen skryf en as jy klaar moet om 'n bære jy hom nie. Ek het eendag toe pak ek my boeke uit, toe kry ek een van my bemarkingshandboeke. Dog, ek het eksamen geskryf met doen. Ek wil net gou 'n bietjie deurblaai. Ek kon nie 2 bladsye onthou wat ek gesien het daar binne nie. Hoekom? Want die helfte van daai beginsels daar binne het ek in my hele lewe nooit uitgevoer nie. Dit was altyd net teorie. Dis die probleem met die Christendom. Vir baie mense is hierdie woord teorie, stories, fiksie. Maar wanneer hierdie woord in jou hart
prakties begin raak, en jy kom voor 'n situasie, en jy weet wat die skrif sê, en jy begin doen dit, dan skop daar iets anders in, wat Handelinge 1 vers 7 sê. Wanneer die tekens van die tye kom, soos deur die Vader se hand bepaal, dan sal die Gees oor julle kom, en wat? Julle sal krag ontvang. Here, hier is ek nou voor hierdie hindernis, ek sien hom, ek wil nou na U kyk, hier kyk ek nou, Here, maar ek weet nie. Ek vertrou nou op U. Ek vertrou nou op U. En ek sit daai rooi skooter in eerste. En ek ry af, en ek lig my kop op, en ek kyk na elke draaitjie se punt. Elke dingetjie, kyk hierdie, kyk so 10-15 meter voor my. Weet jy wat? Daai rooi skooter loop in die middel van daai spoor. My balans is perfek op die pegs, want ek kyk nie links of regs nie, ek kyk voor. En al wat ek doen, as ek by 'n draadjie kom, skuif ek 'n bietjie gewig op die een pedal, skuif 'n bietjie gewig op die volgende pedal. As ek by 'n knoppie kom, gee ek 'n bietjie vet, gaan op en af, en ek stop op onder ons video van dit, hoe gampie vir my wag, hoe ek daar deurkom en opklim bo op die dingetjie. En hoe ek my kop net so oplig na die hemel, en sê, dankie Here, die teorie werk prakties. Dankie Gampie, ek wil vir jou dankie sê. Dankie. En dis een van die beginsels van die woord. Jy moet kan hoor, en jy moet kan doen. Laat die wat ore het, sê Jesus, hoor wat die Here sê. Reg deur die Ou Testament sal jy dit kry, tot in Openbaring, dat die wat ore het, hoor, en gaan doen wat Jesus sê. Ekskuus, wou weet jy, ek dink nie dat, kom ek by op, die Here vat my by 'n plek, en dan gebeur wat met jou gebeur het, wat met almal van ons gebeur. Here, ek is nie goed genoeg nie, Ja. ek is dit nie. Dan sal die Here die troost, die Gampie vir jou stuur, Ja, né? Maar dan gaan hy vir jou sê, maar bou, ek vat dit nie van jou weg nie. ja. Jy gaan weer daar. Ek gaan net nie vir jou wegvat. En hy gaan vir jou elke keer Ja. daai selfde drif vat, Ja. tot jy die oorwinning Ja. kry. Daar's 'n mooi storie wat ek nou nie in detail gaan verduidelik het tannie Wilna, maar daar's 'n ek ken nie regtig die Amerikaanse sporte nie, maar hulle het 'n sport met naam van rodeo. Want hulle moes nou, wat ek eintlik niks van hou nie, want hulle laat daai bulle en perde spring deur onnatuurlike goed met hulle te doen. In elk geval. Maar dan gaan dit maar basies oor wie kan die langste bly sit. Dis waaroor dit gaan. Wie kan die langste bly sit in daai bokspringery? En hierdie jong man kry seer. Met een van daai spring die bil en hy slap hom op 'n baie sensitiewe strategiese plek op sy liggaam. En hulle kry wat hulle noem, amper soos wat jy kan afgaan van 'n rugbyveld af en na tyd weer terugkom, beseringstyd tipe van, hulle kry dit ook. En hy's in die kleedkamer en hy's vol pyn en sy coach, sy mentor kom in. En terwyl hy afpak, het die mentor niks geluister wat hy gesê het, net vir hom gesê, "Up, cowboy. Up, cowboy. Jy het so hard gewerk om hier te kom. Dit is die final. En ons kan nou heeltyd bly vashak by die pyn, of jy kan deur daai pyn klim, en jy gaan klim terug, en jy gaan maak klaar wat jy begin het. En nou okay, jy die wêreldkampioenskappe wen. Amerika het ons wêreldkampioenskappe al neem, het hulle deel. Ja. It's amazing. So, hy wen toe die kampioenskap, maar sy mentor het vir hom gesê, "Up, cowboy." Right? So dit help nie, ons help mekaar deur. Dis een ding om by iemand te sit, en jou arm om te sit en te sê, "Ek is hier vir jou." En dis great. Maar ons kan die heel dag hier sit nie. Iewers moet ons op. Nee, Magriet? Iewers moet ons op en sê, dit is nou wat gebeur het. Dit is seer, maar ek moet aanhou lewe. Ek moet vorentoe gaan. En die enigste manier hoe ek dit kan doen, is as ek my oë afhaal van die issue af, wat my die heeltyd vasvang, want al wat gebeur, is ek loop my in dieselfde emosie oor en oor vas, want dis al waarna ek kan kyk, en dis al waaroor ek kan praat. En weet jy hoe klink dit vir die mense rondom jou? Al wat die mense rondom jou hoor, is daar nie oplossings nie. Ek het nie 'n God nie. Al wat ek sien is vrese en uitdagings, maar hulle hoor nie uit jou mond uitkom, maar die Here, but God.
Hoeveel keer sien jy dit in die Bybel? Voor die Rooi See, daar is nie 'n uitkoms nie, die Egiptenaars val aan, hierdie kant is die see, nou ons is vasgekeer, wat sê die volk? Het Egipte nie genoeg grafte nie, Moses? Dat jy ons nou hiernatoe kom bring om dood te gaan. Wat sien hulle? Net die probleem. Hulle target fixation is die uitdaging, dis die Egiptenare wat vir ons dood beteken, of as hardloop in die see en dan versuip ons, wat een van die twee? Wat doen Moses? Op. Hy lig sy oë af. Hy maak die Here Jesus sy target. En hy sê, Here. En wat gebeur? Die oplossing kom nie na die volk toe nie, dit kom na Moses toe. Moses, ek sê vir jou, stap in. Vat die priesters, vat die ark, stap in. Druk jou hierdie in. Stap. Wat gebeur? Die oplossing gebeur bonatuurlik. Vir die een wat opgekyk het. Dis mos nie so 'n moeilike les nie. Dis so 'n maklike iets om te onthou. Ek sal nooit vergeet nie. By een kamp wat ons was, het 'n ou vir ons gesê, hierso is 'n lyn. Stap op hierdie lyn. Nou stap ons almal op die lyn, dis maklik. Nou sê hy, right, lig jou kop op. Moenie kyk vir die lyn nie. Niemand van ons kon op die lyn bly nie. Want ons fokus was heeltemal op die ander plek. Dis right, ons maak dit moeiliker. Vat 'n besem. Sit die besem op jou hand. Kyk vir die lyn. Hou die besem regop. Jy kan nie. Maar as jy jou kop oplig na die besem toe en jy kyk vir die besem se kop, kan jy jou hand in die onderkant beweeg om die besem se kop regop te hou. Al twee beginsels het dieselfde ding gesê. Dit waarop jy fokus, dit gaan manifesteer. En dit is jou rede. Dit gaan manifesteer. Right. Nou het ons nog net voor om broers en my vra nou wat nou. Nou het ons nou hierdie mooi lesiekie nou wat nou. Hoe fokus 'n mens op Jesus? As ons dan vir mekaar sê, dit gebeur gereeld, dat ons target fixation op die probleem het, en dan kom die probleem en die probleem nou aan, hoe skuif ek my oë van die probleem af na Jesus toe? Want as ons nie prakties hieroor gaan praat nie, gaan dit weer eens wees, wat 'n nice beginsel, maar hoe moet ek dit implementeer? Hoe moet ek en jy, as kinders van die Here, wat bewus is van hoe maklik ons na die probleem kyk, of in die krisis, as die krisis stryk, dan kyk ons na die negatiewe effekte, hoe moet ek oefen? Ja, ons kan bel na die Here toe, sy telefoon is nooit beset nie. Maar hoe andersins, dis gebed. Kom, geliefdes. Ek luister. Maar weet jy, as ek iets kan sê, daar in die situasie van Moses en die Rooi See, as jy daai lees, die wolkkolom wat voor was, het agtertoe geskuif en tussen hulle en die vyand gestaan. En nog steeds. Ja. Want die ding is, die oomblik as ek my vertroue in die Here plaas, dan gaan ek by daai target fixation verbykom. So, hoe skuif ek my oë na hom toe? Want om broers, as ek dit nie doen nie, jy kry mense wat verwag, né? Ek is in die issue, ek bly fokus op die issue, maar die Here moet eenvoudigheid alles rondom my uitsort, anders is hy die probleem. Want die Here kan ook jou probleem raak in jou kop. En dit is verskriklik maklik om die blame na hom toe te skuif. Fokus op die vrees en die vrees beheer jou. Fokus op die sonde en die sonde trek jou al verder in. Fokus op die probleme en moedeloosheid raak al hoe groter in jou lewe. Fokus op Jesus en hy lei jou deur die beproewing. Los ons nog steeds nie moet hoe om dit te doen nie. Dit laat sink dit net dieper in. Dat ons net elkeen van ons, hulle sê die kragtigste bemarking wat jy kry, is the power of association. Dit beteken as die bemarker jou kan kry om te assosieer. Dan wil hy very mark advertensies altyd of Glow Mail of wat was hy goed se naam? Dan wys hulle vir jou hoe die rooi wyn opval op jou mat en jy
jy besef, dit het al met jou gebeur, jy kry nie die kol uit nie. Of hulle wys vir jou die taai teen die muur wat jy nie afkry nie. Enigiets van daai is hulle wil jou kry om te assosieer dat dit al met jou ook gebeur het. Dan is jy oop vir wanneer hulle die oplossing aan jou verkoop. Want hierdie green machine, clean, alles net pragtig. Verstaan? En as jy bereid om meer te betaal, want jy wil die probleem weg hê. So as ons kan assosieer, dat ons in ons geestelike lewe dit doen. Ons fokus, dis nie dat ons dit nie moet raak sien nie, maar ons kan nie die hele tyd daarop fokus nie. Ons moet ons oë van die hindernis afskuif, anders raak ons fixated op die verkeerde ding. Ons raak vasgevang in die verkeerde ding. En ek wil net met julle oor 5 beginsels praat van implementeer. Praktiese implementering van skuif jou oë na Christus. So wanneer Kolossense vir ons sê, bedink die dinge daarbo, waar Christus is, en nie die dinge hieronder nie, dan sê die woord nie ignoreer die probleem nie. Die woord sê nie ignoreer die realiteit nie. As jy nou vir hom Kalla sê, Kalla, fokus net op iets anders, man. Dit kan mos aan my. Jy is nie in sy skoene nie, jy weet nie hoe dit is nie. Hy kan nie net maak of die probleem weg is nie. Want die probleem is nog steeds daar. Die uitdaging is daar. Daarom help dit nie ons sê vir mekaar, kom net oor dit nie. Daarom is dit noodsaaklik om langs iemand in te skuif, sodat jy saam met iemand kan opstaan. Wanneer Job se vriende by hom kom sit, en vir 7 dae stil bly, was dit die beste advies wat hulle vir hom kon gee. Daarna het baie van hulle nonsens gepraat. Maar om net te kom sit by hom, en te sê, niks. Partykeer by 'n begrafnis, kan jy ook net jou hand uitsteek, en knik. Daai motorbike beginsel is stand up, look up en throttle up. Dit is dieselfde ding. As altyd speed up betrokke. Kyk weg van die probleme en beweeg. Daar's altyd, soos met Moses, kry jou voete in die water. Beweeg, weet. So ons het baie keer hierdie ding bid en sit. Dit kry weg. Bid, sit terwyl jy bid, maar as jy dan praat, staan op en speed up. Want voor ons nie hoor wat hy sê nie, weet ons nie wat die pad is nie, wat ons moet speed up nie. En daarom is my eerste raad aan jou vandag. Ek kan nie vir jou iets sê wat ek nie in my eie lewe doen nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Maar die eerste ding wat ek doen, in die beginsel van 'n krisis, of in die beginsel van, ek is nou vasgevang op die probleem, is ek hardloop reguit na die woord toe eerste. Ek gaan sit doodstil by die Here vir 'n tyd. Probeer om my omgewing rondom my stil te kry, so bestig as moontlik. En ek sê, Here Jesus, U woord is die lamp vir my voet en die lig vir my pad. Ek vertrou U het 'n woord vir my nou om my hierdeur te kry. Ek sal nooit vergeet met Adri en Bia se ongeluk in 2014. Toe ons in daai hospitaal, toe ons die tyding kry van die ongeluk wat plaasgevind het. 2:00 die middag. En ons weet nie of Adri dit gaan maak na die hospitaal toe nie. So seer is wat hy gekry het. Al wat die mense op die telefoon vir ons kan sê is, ouma en sussie sit buitekant, Bia was 1 jaar en 2 maandjies oud. Ouma en Bia sit buitekant die kar, hulle is vol bloed, maar hulle is fyn. Maar mamma het baie seer gekry. En terwyl ons praat, hoor jy daai kreungeluide van daai geluide wat iemand maak wat se baie seer gekry het. Al wat ek en my skoonpa en my vriend gedoen het, was net gesê het, Here, lei ons nou. Ons het stil geraak waarmee ons besig was. Dis ons die Here, wat noem ons nou? En die Here het vir ons 'n woord, in daai oomblik het hy vir ons 'n woord gegee. En op daai woord kon ons dadelik beweeg. Toe sit stand up, throttle up. Get going. Ek is na my huis toe, ek het gaan klere kry, my skoonpa het sy klere gepak, ek het hom oplaai en ons het begin ry.
andersom uit my kom oplaai. En ons het begin ry. En terwyl ons ry, het ons sê, Here, 'n woord asseblief, ons moet kan staan, en 'n broer bel my, terwyl ons in Sir Laurie's pas is, en hy sê vir ons, hy wil net vir ons Psalm 18 gee. Want Psalm 18 sê, ek is die Here jou God. Ek is vir jou 'n rots en 'n bergvesting. Op my sal jy veilig staan. En met daai woord kon ons verder gaan vir 'n volgende periode, tot ek by die hospitaal gekom het, en ek gesien het sy is in die ICU, maar sy lewe, hulle is, sorry, in theater, maar sy lewe. En ek vir 'n bejaartjie gekry het, vol bloed, en hy kindjie steek haar armpie so na my toe uit, en ek hou af as ek sê, Here, asseblief, want ek laat hierdie kind alleen groot maak nie. Dis die heeltyd jou oë is op die probleem, en jy moet die heeltyd jou kop oplig. Jy moet die heeltyd weg. Ek sê, Here, ek kyk nou na U, ek besef hier's 'n probleem, maar ek kyk nou na U woord. En dan gee die Here die volgende woord, en die volgende woord, en daai woord vir woord vir ons gegee, tree vir tree, om deur daai 37 dae se krisis te kom, totdat sy op sy woord uit daai hospitaal uitgestap het, maande voor mense wat dieselfde beserings as hy gehad het. Jy hardloop eerste na die Here toe. Jy maak hom jou go-to. Jy gaan eerste na jou mentor toe. Ek kon daar bly sit het, die veld ingestap het en gesê het, ek los die fiets, ek stap nou so my stuk, is keelvol vir die besigheid. Maar my mentor stop langs my moenie motorfiets, en hy sê, opstaan, kom ek help jou om die bike op te kry, kom, opklim, ons gaan verder. Die Here sal nie vir jou daar los nie, maar jy gaan hom jou nommer 1 moet maak. Jy moet jou oë fisies na die woord toe vat. Gebed en woord is nommer 1 in jou lewe. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Ons het dit gesing van kleins af, maar jy moet dit doen. Dit kan nie teorie in jou lewe bly nie. Jy moet dit doen. Anders gaan jy nie guidance kry nie. En die eerste plan wat jy gaan maak weg van die Here af, is uit jouself uit. En daar begin die probleem. Jy kon daar nog teruggedraai het. Judas en Petrus het albei dieselfde keuse. Albei kan terugdraai nadat hulle die hele verraai en verloon het. Maar net een draai terug. En een gaan verlore, en die ander een raak een van die apostels wat vir ons van die lieflikste woord neerskryf. Hoekom? Keuse. In die krisis. Besluit. Ek is nou hier, maar ek gaan nie hier bly nie. Ek gaan nou na die Here toe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Hardloop in die woord en gebed in. Al het jy nie 'n enkele klou hoe om hier uit te kom nie. Hardloop in daai sterk toring in. En dan gaan sit jy by hom tot hy vir jou woord gee. En as hy woord vir jou gee, dan staan jy op en dan move jy. Jy move. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê, hoe jy jou oë skuif, is jy omring vir jou met kinders van die Here. Dis 'n probleem in ons vallei. Ja, ons almal moet mense bereik wat bereik moet word. Maar jy kan nie laat dit al is met wie jy gemeenskap het die hele tyd nie. Vriende vorm mekaar. Hoe meer jy betrokke is op verkeerde plekke, hoe meer begin jy afwaarts wandel in jou geestelike lewe. Omring vir jou met kinders van die Here. Gemeenskap met gelowiges beteken nie net kerk nie. Kerk is wat 2 of meer in sy naam by mekaar is. Dankie dat julle hier is te midde van 'n storm, te midde van wind, te midde van reën wat voorspel word. Dankie dat jy hier is. En dis nie om enigiemand te laat sleg voel wat nie hier is nie. Ek sê net bloot, gemeenskap van gelowiges is 'n kosbare manier om jou oë op te lig van jou probleme af en op die Here te fokus, want die gees van die Here tussen ons bedien mekaar. Is dit nie waar nie? Stap jy nie uit nadat jy gemeenskap met 'n gelowiges gehad het nie. Stap jy nie uit nadat jy gesprek by 'n braaivleisvuur met 'n broer of 'n suster gehad het en julle was lieflik in die Here, stap jy nie daar uit en jy sê, man, my siel is gevoed nie. Is dit nie lekker nie? Hoekom doen ons dit nie meer nie? En dan 'n moeiliker een. As jy dan weet wat die struikelblokke in jou lewe is. As jy dan weet wat die gevare is waarin jy maklik val.
Draw the line and stay 10 yards from it, sê die Engelsman. Trek 'n lyn en bly 10 meter weg van die gevaar af. Iemand wat met alkohol gesukkel het, ry 'n ander pad as by die bar verby. Dit help nie, jy wil jouself toets en kyk hoe sterk jy is, hoe naby aan die lyn, aan die afgrond kan ek kom sonder om seer te kry. Trek 'n lyn, maak 'n lysie van die goed wat gevare in jou lewe is, wat jou laat fiks, want die oomblik as jy val, gaan jy eers weer in hy selfde patroon in van skuldgevoel en al daai goeders en lank mismoedig en te sleg en verneder en al daai goed, voor jy aan die ander kant weer kan uitkom. Hoekom probeer, ek sê nie, ons gaan nie weer val nie. Ek sê net, as ek iets daaraan kan doen met die hulp van die Here, trek daai lyn en staan weg van hom af. En dan kry jy vir jou mentors, en jy kry vir jou accountability partners, en jy sê, stap saam met my die pad van my uitdagings en my hindernisse. Stap saam met my. Hou my accountable, en dan raak jy nie kwaad as jy accountability partners en jou mentors na jou toe kom, en vir jou sê oor daai saak praat nie. Jy raak nie kwaad nie, en jy neem nie aanstoot nie, want dit is hulle liefde wat dit doen. Wanneer ek en jy by iemand se doop, of by iemand se troudatum betrokke was, en ons is getuies in mekaar se lewe, het ons die volste reg om vir mekaar te kom sien, en te kom sê, daar's 'n saak wat ons moet bespreek. Wanneer die Here my vermaan, wanneer hy my tigtig, is dit omdat hy vir my lief is, nie omdat hy vir my kwaad is nie, omdat hy my wil help, om deur hierdie vallei van aan mekaar val te kom. Ek gaan nog die sand van die lewe en die offroad van die lewe baie beter ry as nou. Maar ek leer nog. Ek leer nog. En elke dag wat ek iets leer, raak my skillset meer dan nie Wilna. As ek oop is vir gesonde mentorskap in daai saak. Ons moet ophou aanstoot neem wanneer iemand kom met 'n woord. Nou wat wil jy nou vir my sê? Nou wie dink jy nou is jy? Is jy nou meer heilig as ek? Nee my broer, my suster. Die Here lê die woord op my hart, omdat ek lief is vir jou, neem dit ter harte, en jy met my. Dit is hoe ons ons oë op Christus hou. Daar het 'n ou gesê, gehoorsaamheid, dis punt nommer 4 vir my, gehoorsaamheid is 'n ja Here, nie 'n ja maar Here nie. Leer om onmiddellik gehoorsaam te wees. Dis hoe jy jou oë afkry van die probleem af en na Christus toe. Jy doen onmiddellik wat hy vir jou sê, al maak dit nie sin nie. Doen dit onmiddellik. As jy oortuig is, as jy nie oortuig is nie, vra vir bevestiging, as niks fout daarmee nie. Die woord sê, dat is nie sonde, dit is nie 'n sonde om 'n bevestiging te vra nie. Maar dit raak ongehoorsaamheid as jy jou bevestiging gekry het en jy doen dit nie omdat jy sukkel met vrees. Dan raak dit ongehoorsaamheid, en ongehoorsaamheid is 'n sonde. So wanneer jy wag, vra vir bevestiging, maar wanneer jy seker is, move. Onmiddellike gehoorsaamheid leer jou om jou oë op Christus te hou. Weet jy wat? As ek my oë op hom sit en ek doen wat hy sê, dan vertrou ek hom met die uitkoms, nie ek self nie. En dan die laaste enetjie. As die evangelie waar is, dan dien ek en jy 'n verlosser. As die evangelie waar is, dan dien ek en jy 'n verlosser. Dit beteken hy verlos. Hy maak los dit wat jou vashou. Hy bring uitkoms op dit wat jy 'n tekort van het, maar nie op jou tydsberekening nie, op syne. So dan moet 'n vertroue inskop. Wanneer jy die probleem sien, of jy is te vinnig in die draai,
of die krisis duik op, watter hindernis ook al is, moet jy vir jouself dit hardop kan sê, ek dien 'n verlosser. Here, verlos my. En dan moet jy hom kan vertrou dat sy kenmerk 'n verlosser is, wat beteken hy het die vermoë om te verlos, maak nie saak wat nie. Wanneer en hoe is up to him. Maar sy kenmerk en sy karakter is 'n verlosser. En ek en jy dien die God, dieselfde een wat die see oopgemaak het. Dieselfde een wat water uit 'n rots laat kom het. Dieselfde een wat vir Lazarus gesê het, staan op na 4 dae. Dieselfde een wat die dood oorwin het. Dieselfde een wat die Gees uitgestort het vir ons almal. Dieselfde God van die begin wat alles geskaap het, tot die een wat alles gaan klaarmaak. Hy is ons leidsman en ons verlosser. Hy is die begin en die einde van ons geloof. Hy staan vas. Hy is die rots. Maar dit moet waar wees in jou lewe. As die evangelie waar is in jou, sal ander mense die evangelie sien. Raai wat gebeur dan? Jou hindernisbaan, waardeur hy jou gevat het, raak die getuienisse vir jou om mentorskap te wees vir iemand anders. Dit is die waarheid in my lewe. Nie een enkele dingetjie wat ek vir jou vertel, het nie eers met my gebeur, en het iemand anders nie eers saam met my gestap, deur die pad van die evangelie, en die pad van mentorskap, om my hier te kry nie, sodat ek vandag vanuit my hindernisbaan met jou kan deel, en die Here gaan jou uitdagings, en jou hindernisse, en jou eyes fixation, jou teiken, probleem, fokus, issues, gaan hy ten goeie laat meewerk, en omdraai in getuienisse, en jy kan arme mense bemoedig deur hulle sin. Dit kan ek jou waarborg. Kan jou waarborg, ja liefie. Kom maar, ek is pretty much klaar, ek is deur my 5 beginseltjies, maar die punt bly nog steeds. Ons het teruggery, ons is deur al die hindernisse, daar was een van hulle, een enkele enetjie, waar ek vir 'n oomblik afgekyk het, en toe ek voel die bike begin doen dit, maak ek dadelik my kop reg op en ek kyk op en ek is deur ons die weer geval het. En dit was vir my absoluut. Dit was nie smooth sailing nie. My hart het nog steeds in my ore geklop tot ons deur hulle was. Maar ons is deur. Ons is deur. En so eenvoudig as wat dit mag wees vir iemand anders, is dit vir my 'n kosbare, natuurlike en 'n geestelike les. 'n Kosbare een. Keep your eyes upon Jesus. Look full, nie halfpad nie, full in his wonderful face. And the thing Of the earth, al die uitdagings, al die teëspoede, al die hindernisse of the earth will grow strangely dim in die lig van wie hy is. Die lig van wie hy is. Amen. Dis dit. Toe Bano begin praat van om jou fokus te hou en nie af te kyk, dink ek agter dat ek nou dink, iets in my lewe was so iets gewees wat ek regtig toe klik ek dis dit. En ek ervaar ek moet dit met julle deel, dis my niggie, en jare gelede laat weet sy sal nie omgee dat ek het vertel, want hulle vertel hulle getuienis. Laat weet sy ons hier's 'n fout in hulle huwelik. Sy het agtergekom, haar man is topstruktuur en spaar waar ook al in die dorp waar hulle nou bly en wat ook al, en hy is besig met dwelms en hy het oor die tou getrap. En ons ry deur en ons gaan bly ons gaan pas die kinders op, ek en my ma en Bia nog daai tyd, Bia is klein, ons gaan pas die kinders op en hulle is weg en ek weet nie wat. En ek lê in daai bed en ek sê, Here van die leerskare, ek wil nie, hy kon al klaar my glutenvrye beskuit huil vandag wat vir my gebak is. Ek sê, Here, nou moet U vir my woord gee. Ek kort nou woord vir hierdie sleg situasie. En hy sê so duidelik vir my Psalm 62. En dit sê, stil tot God. Hier staan nog in my Bybel, miskien in tuis. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie.
Hoor hoe spesifiek is die Here? Hoe lank sal julle aanstorm op 'n man, julle almal hom verbrysel soos 'n muur wat oorhang, 'n omgestote klipmuur, want dis hoe almal nou gevoel het doen, hè? Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot, die familie is kwaad vir hom. Hulle het behaag in weens, met hulle monde seën hulle, maar met hulle binneste vloek hulle. Wees net verstil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my rotsvesting, en die Here sê vir my daai aand, hy sê vir my, jy kyk jy weg van my af, jy kyk jy weg van my af, as jy oor so wil gaan na tuis toe, dan sê die Here vir my, lig op. Hoeveel keer in daai 2 jaar moes ek, dan wil ek begin kyk, Here, hier is 'n hoopie, en dan sê jy het gesê, jy gaan na my kyk, ek is jou rots en jou bergvesting. Hulle is later op skei en wat ook al doen. Hy het nou 'n kindjie gemaak met die ander vrou en alles lyk hopeloos. Daai kindertjies is agter, hulle is toe graad R, 2 maatjies agter Bea. Hulle is so agter in hulle skoolwerk dat die juffrou sê, weet jy hoe gaan hulle in graad 1 kom? Né? En die Here kom bring herstel. Miskiet kom by die Here uit, my niggie se kom by die Here uit, sy word gedoop. En ons bid en tuis is rehab in 'n rehab uit en raak die beter wat ek kan opstaan en kom uit tot wedergeboorte. Hy ry na al 2 prokureurs toe, hy gaan stop daai skeisaak. Hy gaan klim weer by sy vrou in die bed, hulle raak een. Daai kindertjies in dieselfde jaar groei so dat in die middel van 'n jaar sê daai juffrou hulle is reg om graad 1 toe te gaan. Die herstel wat die Here bring. En ek sê vir my niggie, ons sit daai eker by hulle in Moreesburg. Sy sê, hy het besluit die kindjie gemaak 'n dogtertjie. Sy sê, sy maak 'n piekkamer reg in haar huis. Maar jy kan nie praat as ek uit, want wat syne is hare. Né? Hulle was een keer by die Nehemia kamp gewees, toe vra iemand vir die buite sê, is this your daughter? Toe sê sy, it's not mine, it's ours. Né? Toe sê ek van miskiet, julle lewe die evangelie. Hoeveel mense het hulle verwerp? Né? Wat ons ken, slegte ou tuis. Nou vertrou jy hom weer, blablabla, né? Wat die wêreld van alles sê. Julle, verlede week, toe stuur miskiet vir my 'n foto van tuis, hulle het 14 mense in hulle swembad gedoop verlede week. Daai man straal van Jesus. Ek sê vir miskiet, imagine julle het geskei. Wat 'n nederlaag. Né? Kyk net wat doen die Here in en deur daai huwelik. Dit is amazing, en hoe vas tuis al staan, dis al jare, wat hy vas staan. En dit is dit. En die ander ding wat ek vinnig wil vertel is, een aand hy is op die plaas, en ek gaan kuier by Biala se vorige skoolhoof, Wimpie en Mariana in Woester. Ek suiker af met my tuis, ek gaan hulle kuier. Nou kuier ons so lekker, ons huil saam, en ons bid, en ons gesels, en ons lag, wat ek kan, nou raak het laat. Nou moet daai 3 met tuis terug suiker huis toe, op hierdie donker pad, en ek is nagblind. Nou sê Wimpie eers, nee maar, hy sal saam met my ry, nou sê hy mos maar, nee, dis fyn. Ek kan nie eers die afdraai sien, en toe nie, ek moet hom so bekruip, gewoonlik. Nee maar, dis fyn. Nee, maar. Hy sê nee, ek ry saam met jou. Hy klim in sy kar, hy ry vooruit tot by my huis, né, van Woester af. Wat vir my opvallend is ek ry toe agter hom in Haidrie, ry met haar braids aan. Kyk hier so die oomblik as daar 'n kar moet omtrent bo op my neus wees, dan sit ek eers my braids af, dan wat ek kan, en nou sit ek dadelik nie aan as ek wys. Nou kan ek die braai doen, en dan braai ek vir Wiffie, né? Hy ry al die pad voor my. Ek moet net by gewone ligte aansit, menende ek moet hom totaal en al vertrou. Because he knows the way. Hy kan die pad sien. Ek het so met my gewone liggies aangery, hy het my gevat tot by my garage. Toe het omgedraai en huis toe geraai. Ek kan met trane sê, dit was nou die Here. Dis die Here, want hy wil so baie keer wat daar braids aanry in hierdie lewe. Want wat as, en oogats, en ek is nie goed genoeg en ek kan nie goed sien nie, en die hele lysie. Né? Ja, dis sommer net dit wat jy gebeur het. Dankie liefie. Ek sluit af. Die beginsel wat in my hart vas geraak het hierdie naweek was die rigting, die fokus van jou oë en jou hart bepaal die rigting van jou lewe. Die fokus
van jou oë en jou hart, nie net fisies nie, maar ook geestelik, bepaal die rigting van jou lewe. In Hebreërs 12, vers 1 tot 2 sê die volgende: Daarom dan, terwyl ons 'n groot skare wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las, hindernis en die sonde aflê wat ons so maklik omring, krisisse, en met volharding die wedloop, of die bike trip, of die whatever jy dit wil noem, wat voor ons lê, voltooi. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Die begin en die volëinder. Die een wat saam met jou in die begin daar is, 'n leidsman, mentor, wat van die begin af saam met jou daar is, deur die vallei van doodskade weer, tot aan die einde is hy daar. Oogies op hom gefokus. Hy is die begin van jou geloof. Hy is die middel van jou geloof. Hy is die einde van jou geloof. Hy sal jou deurvat, maar in die proses gaan hy jou so geestelik groei. Sonder die hindernisbaan gaan jy geen karakter hê nie. Met die hindernisbaan kom jy aan die ander kant uit vol van Christus se karakter. Van dieselfde pad wat hy moes stap, tot by die kruis, tot by die graf, tot by die opstanding, tot by die uitstorting, tot by die hemelvaart, is die pad wat hy met jou gaan stap. Eerste hy, dan het hy mentorskap oor jou. Wat 'n voorreg raak dit dan, om dan by tye op die grond in die sand te lê. Nou kan ek iets doen. Ek wil jou vra, vergewe my. Vergewe my dat ek dalk 'n verkeerde boodskap in jou oorgedra het oor die motor. Ek sien dit as 'n grappie Tannie, so dis reg. Want dit was, ek was to curse you. Julle onthou die eerste keer wat ek julle vertel het hoe die Here daai motorfiets bonatuurlik vir my geskenk het, toe sê ek nou, wie anders kon dit gee dan die Wanna sê, Satan! So, nee Tannie Wilna, ek sien dit, ek kan vaar dit. Ja, nee ek weet, dit is 'n gevaarlike ding en alles, maar die manier wat die Here dit gegee het en gebruik is kosbaar in my lewe, kosbaar. Al kom dit hier en daar met 'n besering of twee. Maar Jakob was ook mank voor hy Israel geraak het, nê? Nee. Ja, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen.